Goeiemôre, almal, is vir my ook 'n voorreg om iets uit die woord uit met julle te kan deel. Graag by Jolanda aansluit. Ek wil vanoggend begin met die vraag, is wie van ons het al belangrike mense gesien wanneer hulle by 'n plek aankom? Ons elkeen het dit al gesien op 'n belangrike parade. Ek is 'n president van 'n land by 'n vreemde land aankom. Dit is 'n vreeslike optog. Mense wil hom ook graag sien. En hy het sy beste leiwagte by hom. En dan word 'n rooi tapuit vir hom uitgerol en daar's mense om te ontvang. Ons gewoonlik 'n delegasie wat hom tegemoet kom van die belangrikste mense in die land. Gewoonlik die ander president of leier, uitgesoekte mense, en hulle gaan hom tegemoet. Dit is gewoonlik 'n groot ding, word 'n TV gebeeldsend, word groot ding daarvan gemaak. Partykeer by 'n militêre parade is daar ook 'n klomp wapentuig. Ek weet nie of julle al van die militêre parades gesien het. Die gesofistikeerde en die beste wapentuig van hierdie land word dan bekendgestel. Dit is asof daar magsuitbeelding is, om die ander ons 'n bietjie af te skrik. Sê dit is wie ons is en dit is wat ons het, nie met ons kom skoorsoek nie. Jy gaan tweede kom. Nou as ons nou dink aan al hierdie menslike elemente, hoe mense wat in gesagsposisies is, of leiers van lande, of militêre leiers, of wat ook al is, hoe hulle self tentoonstel, en hoe hulle self uitbeeld, militêre mag en weelde, en al wat 'n ding is. Dan wonder ek, as ons kyk na die persoon wat op aarde gewandel het, wat die grootste was, die grootste militêre oorwinning ooit nog behaal het, grootste oorwinning behaal het, belangrikste persoon is, hoe sal die persoon 'n stad binnekom? Hoe sal die persoon se aankoms lyk? Gaan daar mense wees wat belangrik is in die stad wat hom tegemoet gaan? Gaan hy kom met 'n militêre oormag of mooi klere aan? Hoe gaan dit lyk? Kom ons lees hoe die persoon se intog lyk. Ons lees dit in Matteus 21 vers 1 tot 17. Julle is welkom om saam met my te lees. Dis dieselfde gedeeltes wat Jolanda gelees het. Hierdie is net in Matteus. So kom ons kyk 'n bietjie van Matteus se perspektief. Goed, ek gaan dan vir ons by vers 1 begin lees. Toe hulle Jerusalem nader en by Betfage teen die Olyfberg kom, stuur Jesus 2 disippels met die opdrag: gaan maar die dorpie voor julle uit, julle sal dadelik 'n vasgemaakte donkie vind met 'n vil by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. As iemand vir julle sê, julle antwoord, die Here het hulle nodig, dan sal hulle dadelik laat gaan. Vers 4, dit het gebeur sodat vervul sou word wat hierdie profeet gesê is. Sê vir die dogter van Sion, kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is sagmoedig en hy sit op 'n donkie, op 'n jong donkie, vol van 'n pakdier. Vers 6 lees ons, die disippels het vertrek en gemaak soos Jesus hulle beveel het. Hulle het die donkie in die vil geneem, hulle boklere neergesit en hy het daarop gaan sit. Hier is Jesus op hierdie donkie. Ek wil net so 'n oombliekie net pause. Hier is Jesus, die grootste koning wat nog ooit was. Baie groter as wat 'n aardse koning ooit kan wees. En hy kom en hy sit op 'n donkie. Nederigheid kom hy. Vers 8 lees ons, die groot skare het hulle boklere op die pad oopgesprei en daar, ander het weer takke van die boom afgekap en op die pad oopgesprei. Die skare wat voor hom uitgeloop het, die wat agterna gekom het uitgeroep, Hosanna vir die seun van Dawid. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hosanna in die hoogste. Toe hy Jerusalem binnegaan, was die hele stad in rep en roer. Hulle het gevra, wie is hierdie man? Die skare het gesê, dit is die profeet Jesus, die een van Nasaret in Galilea. Nou, kom ons stap net so 'n klein stapie terug en ons kyk wat het die vorige aand gebeur. Ek weet nie of julle weet nie, maar die Joodse dag werk 'n bietjie anders as ons. Die Joodse dag begin eintlik die vorige aand. So die vorige aand is Jesus aan huis by Lazarus en Maria en Martha. En ons ken die verhaal hoe Maria Jesus se voete gesalf het met die kosbare nardus olie. En daarna die leiderpriesters besluit om Lazarus ook dood te maak. Want Lazarus was seker een van die kenmerkendste wonderwerke wat Jesus gedoen het toe hy op aarde was. Iemand uit die dood uit opgewek het, en dit het veroorsaak dat baie mense in Jesus geglo het. Lazarus was dood en baie van hulle was by sy begrafnis gewees. En hy
hy's opgewek en hy's lewend. Soos Jolanda ook gesê het, baie van die mense het daai dag gekom, nie net van reg oor, ek wil sê amper die antieke wêreld om die Paasfees te kom vier, almal wat Jode was nie. Maar ook gekom om te kyk terwyl hulle is wat vir Lazarus wou hulle gesien het. Hierdie wonderwerk as dit ware in lewende lywe te aanskou. En dan kyk ons op Sondagoggend. Dit is nou hierdie gebeure wat in Jerusalem afspeel. Jesus is met sy volgelinge op pad. En is hierdie verskillende groepe mense wat mekaar kom, diegene wat Lazarus wou gesien het, diegene wat van Galilea af vir Jesus gevolg het, bekend was met sy wonderwerke, en hulle is op pad Jerusalem toe. Hy stuur sy 2 disippels vooruit, die donkievul te gaan bring, en hulle kom toe terug met die donkievul, en Jesus gaan sit op hierdie donkievul. En ek weet nie of julle weet nie, maar Jesus het nooit op iets gery nie. Hy het altyd geloop waar hy wou gewees het. Altyd deel gewees van die skare, deel gewees van die mense. Dit is een van dinge wat kenmerkend was van sy bediening op aarde. Maar hier gebeur iets anderste. Hoekom doen Jesus dit? Hy vra spesifiek dat hulle hierdie donkievul moet gaan haal, en hy gaan sit op hom, want die profesie moet vervul word. En Jesus het nooit regtig aandag op homself gevestig in sy aardsbediening nie. Maar hier gebeur iets anderste. Hy wil dit baie duidelik maak vir hierdie mense in Jerusalem, in hierdie hoofstad, dat hy die Messias is wat se kom. Hy wil dit vir hulle so duidelik as moontlik uitspel, dat hulle dit amper nie kan mis nie. En hy kom ingery op die donkie. En die messiaanse profesie word vervul. Ek wil dit graag vir ons net lees uit Sagaria 9 vers 9. Sê, juig o dogter van Sion, jubel dogter van Jerusalem. Kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is regverdig en die oorwinnaar. En hy is nederig en hy ry op 'n donkie, die hingsvol van 'n donkie Mary. Ons weet dat Jesus regverdig is, hy is die regverdige lam, die vlekkelose lam van God. En ons weet ook van die oorwinning wat hy sou behaal. En dan kan ons lees van sy nederigheid, die gesindheid waarmee hierdie koning gekom het. Donkie is 'n teken van nederigheid. En so op hierdie manier, ek wil sê amper sonder enige fanfare, sonder enige uiterlike vertoning, sonder 'n grootheid wat in homself gevestig is, kom hy, en hy verklaar op hierdie manier profeties dat hy die lam van God is. En wat kenmerkend was van hierdie dag, is dat dit die dag was waarop paaslammers gekies en uitgesoek word. En hier kom die volmaakte paaslam van God, kom die stad binne gery. Terwyl die mense besig is om hulle paaslamme, wat sonder gebrek moet wees, wat voor die hoofpriester moet kom, of die priester moet kom, wat goedkeuring moet kry, geïnspekteer moet word, en gesien word, maar hierdie paaslam, werklik geen gebrek of geen gebrek nie. Hier kom Jesus daai selfde tyd, profeties, kom hy ingery, die stad binne. En die skare natuurlik, wat hierdie wonderwerke aanskou het, hulle wil sê, hulle wil half deel maak van wie Jesus is. Hulle wil, ek wil sê, amper met trots sê, maar kyk wie kom, dit is hierdie profeet, die groot profeet. En daar's 'n geweldige verwagting omtrent hierdie profeet. Almal wat sy wonderwerke gesien het, diegene wat Lazarus beleef het, wat uit die dood uit opgestaan het, iewerste mis hierdie skare iets. Dit wat Jesus kom doen, en hulle menslike verwagting, daar's 'n baie groot verwydering tussen hierdie twee. En hulle gooi die takke neer en die klere, en ons het in ons gedagtes al, soos wat Jolanda op vir ons geskets het, hierdie triomflike intog van Jesus in Jerusalem. En die skare wat hom uit die stad uit tegemoet kom, die skare wat voor hom uitloop en die wat saam met hom beweeg. Geweldige groot groep mense. En almal as dit ware verheerlik hom as die koning, hulle erken wie hy is. Hulle erken hom as die beloofde seun van Dawid, want dit is wat hulle uitroep. Hosanna vir die seun van Dawid. Maar hulle mis dat hy ook die seun van Abraham is, die Isak, wat geslag moet word, wat vir hulle gaan sterf. Hulle verwagting is nie in lyn met wat Jesus kom en doen nie. En dit kan ook vertaal word, hierdie Hosanna
beteken dan ook, dis 'n uitroep omtrent redding. En hulle hoop is op Jesus vir 'n politieke en 'n militêre ingryping, om hulle te verlos van die verdrukking van die Romeinse ryk. Hulle is tydelik ingestel. Hulle kyk na hulle swaar kry en hulle omstandighede rondom hulle, en hulle hoop dat hierdie Messias wat kom, hierdie profeet wat hierdie wonderwerke gedoen het, dat dit hy is wat hierdie Romeinse juk sou afgooi, en hulle sou verlos. Hulle hoop is tydelik, en hulle hoop is beperk op tot hierdie volk Israel. Maar Jesus se werk wat hy kom om te doen, wat sy plan is, God die Vader se reddingsplan, wat as dit ware in vervulling kom voor hulle oë, het 'n veel groter impak. Nie net Jerusalem nie net die Jode nie, almal in die wêreld, vir tyd en ewigheid, almal wat daarna sou geleef het. Daar's 'n geweldige verskil in die skare se verwagting en dit wat Jesus gekom het om te doen. Natuurlik is daar die leierpriesters wat met Jesus se intog in Jerusalem baie ontevrede is, want hulle sien Jesus nie as die Messias nie, as 'n bedreiging. Hulle sien hom as 'n bedreiging vir hulle gesag in die tempel, hulle invloed in die samelewing, en hulle sien dat hierdie groot skare half afvallig word van hulle leer en dit wat hulle voorgehou het. En hulle fokus is nie meer op die leierpriesters en die skrifgeleerders. Hulle fokus is op Jesus, die Lam van God, die ene wat die woorde van die ewige lewe aan hulle verkondig. En hulle is baie te ontevrede met hom. En hulle natuurlik planne maak om uit die weg uit te ry. En hulle sê jy moet stil bly, sodat hierdie, ek wil sê, amper afvalligheid wat hulle in hulle kop het, hierdie afvalligheid van dit wat hulle voorstaan, en hierdie leringe wat hulle aanhang, kan inkry. Maar dit kan nie gebeur nie, want hierdie koninkryk van God, as dit ware, kom Jerusalem binne. En soos wat Jolanda reeds gesê het, Jesus se antwoord is nee, maar as hulle sou stil bly, sou die klippe dit uitroep, want Jesus moet vereer word op hierdie manier. En soos wat Jesus nader kom in die stad, begin hy te huil, want hy weet wat sou gebeur. Hy weet dat hierdie skare, wat hierdie wonderwerke gesien het, wat hulle gesindheid sou gewees het, later die week wat kom. Dat hulle hom nie sou aanvaar het, en hulle self nie sou bekeer het nie. Want baie van hulle, wat op daai stadium Hosanna skree, die verkeerde verwagting het vir 'n militêre ingryping, as dit nie so uitspeel nie, dan sou hulle teen Jesus gedraai het, opgesweep deur hierdie fariseërs. En alhoewel die hele stad in rep en roer is, hulle het dit nie tot hulle geloof in Jesus nie. Uiteindelik aan die einde van die week ken ons die geskiedenis wat sou gebeur het. Ek wil graag vanoggend fokus op twee aspekte van Jesus se handeling in daai oggend. Die een is die manier hoe hy ingekom het, die absolute nederigheid, wat hierdie koning, wat alles en almal geskaap het, die wêreld geskaap het, en elkeen wat hy mee in aanraking kom, en alles is deel van sy skepping, en hy kom, en wat se manier kom hy? Hy kom nederig. Sonder vertoon, sonder arrogansie, maar ook sonder om hom weg te steek. Jesus was nie 'n swakkeling gewees omdat hy nederig was nie. Hy was seker gewees met wat hy gedoen het daai oggend. Nou kort voor Jesus se opstanding, optog, is daar twee van Jesus se disippels wat vir hom vra of hulle in die koninkryk van kom, want hy het hulle toe al reeds begin vertel dat hy sal moet ly en dat hy op gaan vaar en dat dinge anders is. Hy wil hulle al reeds voorberei vir dit wat sou kom. En wat is hulle reaksie? Twee van sy disippels vra of hulle in sy koninkryk aan sy linker en aan sy regterhand kan sit. En Jesus sê vir hulle, maar die wat die grootste wees, moet die minste wees. Grootste wil wees, moet die minste word. En ook selfs tydens Paasfees in die bovertrek sien ons hoe Jesus homself verneder en hy doen die nederigste werk. In die antieke wêreld is die gebruik gewees dat die slaaf wat die minste werd is, die minste geag is, die gaste se voete sou was. En Jesus wat die koning is, neem daai nederige posisie in. En hy was sy disippels se voete. Wie die grootste wil wees, moet die minste wees. Hy wil vandag vir ons vergelyk met 'n bekende persoon. Kom ons sê byvoorbeeld Elon Musk. Ons ken almal
hom of weet van hom. Kom ons sê nou maar, hy kom na sy hoofkantoor, die Tesla hoofkantoor toe, of die Starship, of een van die maatskappye wat hy het. En hy is besig met 'n besem die vloer te vee. En hy gaan daarna na die badkamers toe. En hy gaan maak die badkamers skoon. Dis omtrent wat Jesus hier gedoen het. Behalwe dat Jesus nog groter, wonderliker as enige mens was. Hy vee die parkeerterrein. Op daai manier het iemand wat so groot is, so nederige gestalte aangeneem. En vanoggend dink ek, elkeen van ons besef dat ons tekort skiet aan hierdie nederigheid. En ek het self ook tot die besef gekom, dat as my verlosser, en my Here, wat alles gemaak het, en kluis ek, op hierdie manier opgetree het, waar staan ek met nederigheid? Daar's nog trots en hoogmoed, baie van ons, grootmanskap, wonder, hoe reageer ons as ons erkenning kry vir iets wat ons gedoen het? Partykeer is dit nogal moeilik om nederig te bly, as iemand vir jou vertel, jy het iets goeds gedoen. Of miskien kyk ons neer op mense wat ons dink minderwaardig is. Ons is nie lus om met hulle geassosieer te word nie. Ons is nie lus om met hulle te meng nie. Dan wil ek bietjie dink, sê ons moet dink aan 'n donkie en 'n perd. Wat is die verskil tussen 'n donkie en 'n perd? Dit is maklik om op 'n perd te sit en dan af te kyk na ander mense, want 'n perd is lekker hoog. 'n Donkie is nie veel hoër as wat mense is nie. So ek dink die oomblik as ons besef dat ons is besig om ander mense uit die hoogte uit te kyk, moet ons besef dat ons nie simbolies soos Jesus op 'n donkie sit, met dieselfde gesindheid as hy nie. En ons het ons perd opgesaal. Ons is besig om neer te kyk op ander mense, miskien in die samelewing. Miskien moet ons 'n nederige taak verrig. Iemand vra vir ons om ietsie te doen, en dit is eintlik maar 'n nederige werkie. Hoe gaan dit hier binne? Hoe lyk dit hier binne? Wat se emosies wel op? Dink ons miskien maar, ek is belangrik. En iemand by die werk gee my nou hierdie simpel ding om te doen. Kom ek kry iemand anders om dit te gaan doen. Dan vra ons iemand anders om dit te gaan doen, want ons is nie lus om dit te doen nie. Partykeer kom ek ook dieselfde ding oor. Ook nie lus om 'n nederige, eenvoudige werkie te doen nie. Dink ons maar, wie kan ek gou vra om dit te gaan doen? Want ek is nie so lus op die oomblik om dit te gaan doen nie. Iewers is daar groot manskap of trotsie binne ons wat sê maar, ek is bo, ek is bo dit, of dit is benewe my. Dit is so 'n mooi voorbeeld wat Jesus stel. Die volgende ding wat ek na wil kyk, is dat Jesus in vrede gekom het. Hier is 'n klomp sondige mense, en hy is die koning van die heelal, en eintlik staan elkeen skuldig voor hom. Hy kon op 'n ander manier gekom het. Hy het elke reg gehad, sou elke reg gehad het, maar hy kom in vrede met sy intog in Jerusalem. Wat nog bewys is, waartoe sal Jesus gaan met sy intog in Jerusalem? Hy kom op hierdie manier in, die skare saam met hom. Waartoe gaan hy? Hulle hoop natuurlik dat hy miskien na Herodes se tempel toe sal gaan, en dat dit 'n militêre en 'n politieke konfrontasie sal wees. Hy gaan na die tempel. Hy is die lam van God. Hy is hier vir 'n geestelike oorwinning. Sien dinge heeltemal anders. Hy is hier om vrede tussen God en mense te bring. Soos die engele reeds met sy geboorte aangekondig het. Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde en die mense 'n welbehae. Maar met Jesus se tweede koms sal hy wel op 'n wit perd kom, as die regter om te oordeel oorlog te voer. Maar op hierdie stadium kom hy in vrede. Sê koninkryk is nie 'n koninkryk van leer en pragt nie, maar van ootmoed en diensbaarheid. Jesus het gekom om te red, nie te verdelg nie. Nie om te oordeel nie, maar om te versoen, om homself te gee. Ek wil weer die perd gebruik as illustrasie, perd en 'n donkie. Nou, ons kan nie oorlog maak op 'n donkie nie. Weet nie of julle al ooit gesien het waar daar soldate is in die antieke wêreld, is altyd perde wat militêr betrokke was. 'n Perd het 'n strydwa getrek, of was soldate, gewoonlik die dapper soldate, die wat voorgeveg het, was op die perde gewees. En daar sal baie, as ons so in ons gees oog laat teruggaan oor dit wat ons gesien het,
Ons sien hulle sit met hulle montering op en hulle swaarde en lanse en spiese en boë en hulle ry op hierdie perde en hulle neem deel aan hierdie groot veldslag. Maar met 'n donkie kan dit nie gebeur nie. 'n Donkie is heeltemal onvoldoende. 'n Donkie kan nie in 'n oorlog op hierdie manier iemand dra met 'n swaard en 'n spoog of iets nie. So om weer 'n donkie te gebruik is 'n metafoor. As ons agterkom dat ons op 'n oorlogspad is, wat ons regmaak vir 'n konfrontasie of miskien om iemand uit te sorteer, dan moet ons besef dat ons nie Jesus se voorbeeld wat hy vir ons stel nie. Ons het ons perd opgesaal en hom reggemaak vir oorlog. Maar wat doen Jesus? Hy kom op 'n donkie om vrede en versoening te bewerkstellig. Deesdae is dit maklik vir ons om 'n swaard op te neem. Ons het deesdae elektroniese swaarde, sosiale media, e-mails, hierdie klas van dinge. En ons hoef nie self as dit ware fisies betrokke te wees in daai konfrontasie nie. Ons kan dit deur hierdie elektroniese middel self doen. Ons kan vir iemand 'n brander van 'n e-pos stuur of ons dink ons gaan nou hierdie baas of die kliënt of wat. Ons gaan hom daarmee 'n ding of twee wys. Ek wonder wie was al daar gewees? Ek was al daar gewees. Nee, of ons gaan 'n slegte review los vir hierdie restaurant of 'n ding wat ons behandel het op 'n manier wat ons glad nie tevrede is mee nie. En as dit ware saal ons elektroniese oorlogsperd op en ons op 'n totaal verkeerde pad. Hoe lyk dit by die huis? Miskien as iemand iets sê in etenstafel, ons voel bietjie te nagekom. Ons het vergeet van die nederigheid in ons eer of ons trots. Voel ons te nagekom en iemand saal ons ook dan ons perd op en in plaas van vrede en versoening is daar rusie en onmin. By die werk miskien. Dit is so maklik vir ons om ons menslikheid om te vergeet dat die geestelike oorlog eintlik die oorlog is. Soos wat Jesus gekom het vir 'n geestelike oorwinning. Dis wat ons fokus moet wees. So ek wil vanoggend vra, dis ook die titel van my boodskap vanoggend. Kom ons klim af van ons perd. En ons saal ons donkie op. Ons gaan hierdie week saam met Jesus, terwyl dit so 'n wonderlike week is en ons saam met Jesus hierdie lydingsweek as dit ware gaan stap in sy voetspore en gaan kyk wat elke dag gebeur het. Kom ons kom op met dieselfde gesindheid hierdie week en ons laat toe dat Jesus se voorbeeld tot ons harte spreek. Ons kom met nederigheid en ons kom in vrede. En daar waar ons gaan en daar waar ons beweeg hierdie week of by die huis of by die werk of onder ons vriende is, kom ons klim op hierdie donkie en ons vat hierdie gesindheid van Jesus saam met ons. Ons wys dit aan ander. Ons volg sy voorbeeld. Ek wil sommer vir ons uitdaag om wanneer ons ons skoene aantrek in die oggend en ons maak ons reg en ons klim in die kar, dat ons sommer ook dan sal besef dat ons net moet dink, hoe is ons ingesteldheid vir daai dag? Met watter ingesteldheid gaan ons die dag tegemoet? En dat ons sal moeite doen om seker te maak dat ons in nederigheid en vrede Jesus se voorbeeld volg in hierdie dag tegemoet gaan. So ek sien uit om saam met elkeen van julle hierdie week, hierdie besonderse week, te kyk wat Jesus elke dag gedoen het en dan te kyk wat dit beteken vir ons ook. So kom ons gaan met hierdie gedagte hierdie week in, prys sy naam.